Goeiedag, welkom by vandag se aanlyn preek. Dit is lekker om saam met jou te wees. Ek en my vrou kyk al van Desember af 'n reeks op Netflix wat gaan oor 4 kinders, hulle is boeties en sissies. En hulle kinders wat wissel van babatjie tot van hulle is nou net in die universiteit. En dan natuurlik die oupa en die ouma. En hulle bly saam in dieselfde stad en dan hulle doen en late. Maar wat ons nou soos die reeks aangaan en ons dalk nou al by 'n tweede, derde seisoen van dit is, raak ons albei verskriklik frustreerd met van die karakters wat aanhoudend dieselfde foute maak. Asof hulle nie leer uit hulle foute nie en asof hulle nie verbeter nie en dan keer op keer, dit raak amper jy voorspel dit gaan gebeur. Ken jy sulke mense? Dalk in jou familie, dalk in jou vriendekring, mense wat net nie verander nie. Hulle sê jammer, maar doen dan weer dieselfde goed. Maar weet jy, ons is ook maar eintlik daar. Ons sukkel om te verander. Om te verander is moeilik. En ek wil vandag en in volgende week wil ons verder gesels oor 'n baie klein boek in die Nuwe Testament wat jy hier na die einde van jou Bybel sal vind. En dit is die boek Filemon en ek wil oor verandering spesifiek vandag vanuit hierdie boek uitpraat. Nou, dis 'n baie kort briefie. 334 woorde in die Griekse teks. 25 verse in jou Afrikaanse Bybel. Dis ook 'n baie persoonlike brief, want dis aan 'n individu gerig, nie aan 'n gemeente spesifiek nie. En ek wil jou nooi om net die inleidingsverse saam met my te lees en dan gaan ek so 'n bietjie vir jou agtergrond gee voordat ons gaan toepas uit wat ons gaan lees. Kom ons lees vanaf vers 1. Van Paulus, 'n gevangene ter wille van Christus Jesus en van ons broer Timoteus. Aan Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Afia en aan Agrippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis bymekaar kom, genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus. Net tot sover. Eerstens, Paulus sê, ek is 'n gevangene. So hierdie is deel van die briewe wat Paulus vanuit die tronk uitgeskryf het, wat hy groete vanuit die tronk gestuur het. Paulus, heel waarskynlik in Rome, volgens die vroeë kerktradisie, daar's 'n paar teorieë dat hy dalk op 'n ander plek 'n gevangene was, maar die vroeë kerk het geglo hy was heel waarskynlik in Rome, in die gevangenis gewees. En dan skryf hy hierdie brief, en hy rig dit aan 'n man met die naam van Filemon, wat heel waarskynlik 'n ryk vermoënde individu was. Hoekom sê ek dit? Hy het 'n groot genoeg huis gehad sodat die gemeente in sy huis bymekaar kon kom. En as jy later die inhoud van die brief lees, skryf Paulus vir hom na aanleiding van een van sy slawe. So hy het ook slawe besit. Wat deel was van mense wat welgesteld was, is hulle het ook slawe gehad. Nou, alhoewel slawerny veroordeel word en as 'n groot onreg teen die mensdom beskou word, was dit ongelukkig in die Bybelse tyd en in die Nuwe Testamentiese tyd deel van die samelewing, deel van die Romeinse ryk. Kerkgeskiedenis leer ons dat min of meer 1/3 van die Romeinse ryk was slawe. En daarom was daar baie slawe ook en die hele slawe kwessie was deel van die eerste gemeente. Interessante dinamika. Filemon, 'n ryk man. Hy is heel waarskynlik 'n lidmaat van die gemeente in Kolossense, want hy bly in die stad Kolosse. En dan stuur Paulus ook groete aan sy vrou, Afia, en aan iemand met die naam van Agrippus, wat volgens Kolossense 4 vers 17 'n spesifieke opdrag gekry het om in die gemeente van Kolossense te doen. So hy was heel waarskynlik 'n leier. So Paulus rig hierdie brief aan hierdie mense, aan hierdie gemeente in Kolossense, maar spesifiek aan hierdie lidmaat, Filemon, in die gemeente van Kolossense. Nog iets interessants. Mens kan maklik Kolossense en Filemon saam lees. Dis 'n brief, twee briewe wat saam ontstaan het en heel waarskynlik saam gereis het van Paulus af na die gemeente in Kolossense. Hoekom sê ek so? Ons lees in Kolossense 4 vers 7 tot 9.
dat Tychicus het hierdie brief gebring. Hy sê, Tychicus, die medegelowige wat ek baie lief het, ek stuur hom na julle toe, juis sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan, en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Onesimus, die getroue medegelowige wat ek baie lief het, en wat een van julle is, gaan saam met hom. Hulle sal julle alles vertel van hoe dit hier gaan. En hier reis die brief aan die gemeente van Kolossense, wat ons ken as Kolossense, en die persoonlike brief aan Filemon, reis nou terug saam met Tychicus en Onesimus na Kolossense. Nou wie was Onesimus gewees? Onesimus was een van Filemon se slawe gewees. En hy het weggevlug van die huis af. Hy het weggevlug van sy eienaar af. Iets wat in daardie tyd strafbaar met die dood was. En hy vlug weg en hy gaan probeer ontsnap in die groot stad Rome. En hier kruis sy paaie met Paulus. Nou ons kan so 'n bietjie spekuleer, miskien het hy ook maar weer in misdaad verval en so land hy in die tronk, of miskien het hy geweet of gehoor van Paulus en in sy verwardheid Paulus gaan opsoek terwyl Paulus in die tronk is, maar wat ons wel weet is hy ontmoet Paulus in die tronk. En die interaksie wat hy met Paulus het, verander hom, maak van hom 'n Jesus volgeling. Soveel so dat Paulus sê, hierdie persoon het my selfs begin dien, hy het homself begin gee vir die saak van die Here. Hy het nie net 'n Jesus volgeling geraak nie, hy het homself begin gee vir die saak van die Here, maar Paulus besef, ek kan hom nie by my hou nie. Ek moet hom terugstuur na sy eienaar, want daar's nog werk wat hy moet gaan doen daar. Daar's 'n saak wat reggestel moet word. En hy en Tychicus reis dan terug na Kolossense, en Onesimus het hierdie brief wat Paulus skryf om soort van te bepleit dat sy eienaar hom sal terugvat. Kom ons lees nog 'n paar verse uit hierdie brief. Nou skryf Paulus aan Filemon rakende Onesimus wat weggevlug het, maar wat nou 'n Jesus volgeling is en op pad terug is. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie. Maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom nou na jou terug, en my hart gaan saam met hom. Miskien was hy vir 'n kort tydjie van jou af weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar as 'n slaaf, as geliefde broer. Meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my, hoeveel te meer sal hy dit dan ook nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. En hierin lê die kern van hierdie brief, hierdie pleit van Paulus, dat Filemon hierdie slaaf sal terugvat en sal vergewe, omdat hy verander het. Daarom het hierdie storie, of hierdie brief vir my 2 hooftemas. Die eerste tema is 'n tema van verandering. 'n Vlugteling wat verander na Jesus volgeling. Maar het ook 'n tweede tema, 'n boodskap van versoening, 'n pad van vergifnis, Filemon wat moet vergewe en aanvaar, en daaroor praat ons volgende Sondag. Maar spesifiek vandag, verander. Kan ek 3 opmerkings oor verandering maak? Die eerste ding van verandering is, dat verdwaal is ook 'n plek. Ons dink baie keer as ons verdwaal is ons nêrens in die lewe. As jy sukkel, en jy worstel, en jy gaan deur moeilike tye, en jy het vrae, en jy het vertwyfeling, en jy voel regtig, jy dobber rond op die see, dan voel jy so verlore, so verdwaal, dan voel jy ek is nêrens nie. Maar verdwaal is ook 'n plek. Christina Crawford, wat geskryf het oor haar reis vanuit 'n donker diepte van depressie na lig en na 'n beter lewe, skryf die volgende, sy sê, lost is a place too. En wat sy eintlik probeer sê is die oomblik as jy kan begin erken, ek is verlore, ek is in die moeilikheid, ek het hulp nodig, is dit eintlik die begin van jou herstel, is dit eintlik die begin van om gevind te word. Jare van tevore, voordat daar GPS was, waarmee ons so maklik by adresse kon uitkom, het almal van ons van tyd tot tyd verdwaal. En dan moes ons bel of aanwysings vra. Maar gewoonlik as ons gebel het, dat ons sê, hoor, ek gaan laat wees, ek het verdwaal, kan jy my help, ek het deurmekaar geraak. Dan vra daai persoon gewoonlik vir jou, maar waar is jy?
Nee, ek is verdwaal. Nee, maar waar is jy verdwaal? Want verdwaal is ook 'n plek. En as jy vir daai persoon kan erken jy's verdwaal en jy gee die adres of min of meer, hier's 'n groot stasie of hier's 'n groot winkel met so 'n naam, dis waar ek is, dan gee jy 'n adres aan jou verdwaaldheid. En dan kan daai persoon jou van daai adres van jou verdwaaldheid af begelei om te vind. Werk in die lewe ook so. Wanneer ek en jy erken ons is verdwaal, wanneer ek en jy erken ons sukkel, dan kan ons gevind word. Hou op sê alles is reg. Hou op sê ek kan dit hanteer. Hou op sê niks is fout nie. Begin te erken, te sê ek is verdwaal. Ek is verdwaal as dit kom by my verhoudings. Ek is verdwaal as dit kom in my verhouding met God. Dit voel vir my ek en God is nie op die regte plek met mekaar. Ek is verdwaal as dit kom rakende hierdie verslawing. Ek is verdwaal wat my finansies aanbetref. Ek is verdwaal wat my gesin aanbetref, my huwelik. Erken dit, want dis waar jy gevind kan word. Dis toe Onesimus by Paulus opeindig as hierdie verdwaalde siel wat hy gevind kan word. Dit laat my so dink aan die bekende lied Amazing Grace, wat sê, I once was lost, but now I'm found. Found kan net gebeur as daar 'n lostness is. As ons erken, ek is verlore, ek het hulp nodig. En in sy verlorenheid, in sy verdwaaldheid, strompel Onesimus oor die pad van Paulus en kry sy lewe met Paulus paie en hy word 'n gevinde Jesus volgeling. Maar die tweede gedagte oor verandering, behalwe om te erken dat ek verdwaal is, dat ek hulp nodig het is, mense speel 'n rol as ons gevind word. Dis gewoonlik 'n soekgeselskap wat iemand wat verlore geraak het vind. Dis gewoonlik die polisie wat 'n vermiste persoon vind. Dis gewoonlik iemand wat jou help en vir jou aanwysings gee wat jou as verdwaalde persoon help om by jou bestemming uit te kom. En so speel mense ook 'n rol. So het Paulus 'n groot rol gespeel in Onesimus se lewe. Dit was dalk om na Onesimus te luister. Dit was dalk deur hom te aanvaar en nie te veroordeel nie. Dit was dalk die goed wat Paulus gesê het vir hom, die evangelie, die goeie nuus van Jesus wat hy vir hom gebring het. Of dit was dalk van die gebede wat Paulus vir hom gebid het, kragtige gebede wat sy lewe verander het. Mense help ons om te vind. Ek vra baie keer by 'n nuwe lidmaatklas, hoe het dit gebeur dat jy hier gekom het? En soveel van die mense sal sê, dit is iemand wat my gebring het. Iemand het my genooi. Mense het vir my gesê. Mense speel 'n rol in ons lewe. Mense help ons om te verander. En so sê die Here, mense in jou lewe, dis dalk 'n vriend wat vir jou waarheid gee. Dis dalk jou huweliksmaat wat jou nooi en sê kom saam met my. Is dalk 'n ander man wat sê kom saam na 'n manneaand toe, 'n vrou wat sê kom saam na 'n vroueaand of kom saam kerk toe. Is dalk 'n predikant. Dis dalk 'n selgroep waarby jy betrokke is. En deur daai gemeenskap, deur daai saamwees en deur daai saamgesels oor goed, verander jy deur wat ander mense sê. Dis dalk 'n professionele persoon wat met die behulp van terapie of iets wat daardie persoon voorskryf, jou help om daai verandering in jou lewe te ervaar. Net iemand wat jou wys in die rigting van God. Ons is baie keer as mens net 'n rigtingwyser, wat mense wat soek en mense wat verdwaal is, na God toe moet wys, in daai rigting stuur. En as jy self verdwaal is, daar's mense in jou lewe, wat 'n rol kan speel, om jou te help om gevind te word. Maar dan kan ons dit nie misken nie. Dis die groot ding van genade. God maak ons nuut. Op die ou ende kan ons verdwaaldheid erken, op die ou ende kan mense ons help om by God uit te kom, maar is hy wat die genadewerk in ons lewens doen. Is hy wat ons red. Dis 'n woord wat ons baie in die Nuwe Testament lees. Hy red ons. Wat beteken dit? Ons is letterlik besig om te verdrink.
Ons dobber rond en hy kom en hy red ons soos 'n lewensredder. Dis wat daai red beteken. Jesus na hierdie aarde toe gekom, kom sterf sodat hy ons kan red van daar waar ons verdwaal is, van daar waar ons sukkel, van daar waar ons voel ons kan nie meer nie. Dis natuurlik die groot boodskap van genade. Ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons word al hoe meer verander en aan die beeld van Christus gelyk. En dan sê hy, dit doen die Here wat die Gees is. Dis die Here wat hierdie goed doen. Hy verander ons, hy maak ons nuut. Daar's hierdie probleem waarmee ons groot word. Ons dink deur die regte dinge te doen sal ons in die regte verhouding met die Here wees. So van kleins af probeer ons meer regmerkies op ons blaadjie kry as verkeerde merkies as dit kom by ons verhouding met God. So ons wil nie verkeerd doen nie, ons wil nie sondig nie, so ons probeer baie hard. Ons sal sê, ja, ek moet maar kerk toe gaan, want dit is die regte ding om te doen. Ek moet maar Bybel lees, want dit is die regte ding om te doen. En ons probeer al hierdie goed doen om ons te red, maar dis nie dit wat ons red nie. Wat ons red is God. Die oomblik as ons sê, ek is verdwaal, red my, verander my. Dis die groot boodskap van genade. Niks wat ons gedoen het nie, red ons. Maar alles wat hy vir ons gedoen het. Dis die groot boodskap van genade waar ons onvoorwaardelik aanvaar word, maak nie saak wat ons gedoen het en waar dit wat ons gedoen het ons laat opeindig het, waar ons ronddobber nie. Dit maak nie saak, hy aanvaar ons net so. Hy het ons lief net soos ons is. Maar dit kom ook met 'n groot verantwoordelikheid, want ons word medewerker om saam met God te werk, sodat ons kan verander. En dit is vir my mooi om te sien hoe Onesimus 'n medewerker geword het. Hy het skielik begin werk vir die saak van die Here. Hy het skielik Paulus begin dien, waar hy van tevore iemand was wat gevat het, wat gesteel het, wat net selfsugtig was. Nou begin hy hierdie ou man in die tronk te dien. En Paulus sê, hierdie persoon is vir my van groot nut. Sy lewe het verander, want behalwe dat God hom verander het, doen hy ook nou die regte dinge. En dis belangrik om goed in jou lewe in te bou wat jou ook verander. Deur die regte goed in te bou. En jy kan dit alleenlik doen as jy by God gestop het en God jou verander het. Voor dit help al jou goeie pogings niks nie. Maar nadat hy jou gered het, dan begin jy die goeie doen. En die pad van geestelike groei begin in jou lewe. Die goeie nuus is, en ek wens ek kan dit vir daai karakters van daai Netflix-series wat ek en my vrou kyk, sê, en sê, jy hoef nie dieselfde foute oor en oor te maak nie. Jy hoef nie verdwaal te wees nie. Die goeie nuus is, jy kan verander. Erken jy's verlore. Laat toe dat mense in jou lewe inpraat en laat God jou verander. Laat God jou hierdie nuwe mens maak. Daar's lidmate in ons gemeente gewees wat ongelukkig getrek het na 'n ander stad toe. Baie nice lidmate. Dit was 'n tweede huwelik, man en vrou en hulle kinders, en hulle was vreeslik getrou. En een Sondag staan ek na een van ons dienste en praat met 'n vrou terwyl ons koffie drink wat die gemeente besoek. En ek vra vir haar, so, hoe het jy hier gekom, waar pas jy in? Sy sê toe die volgende, sy sê, daar staan my ex. En sy wys na die mense wat ek van vertel wat getrek het na 'n ander stad. Sy wys na die man. Ek sê, ek het geweet dit is 'n tweede huwelik, maar ek het nie sy vorige vrou geken nie. Sy sê ja, hulle is op 'n baie goeie voet, alles het uitgewerk, hulle is geskei en so meer, maar sy wou net kom kyk na die kerk wat veroorsaak het dat daar so 'n groot verandering in hierdie man se lewe gekom het. Sy sê die man wat ek geken het toe ek getroud was, en die man wat ek deur die egskeiding leer ken het, en die eerste ruk na die egskeiding, is 'n totale ander man, sedert hy hier by hierdie geloofsgemeenskap betrokke is. Sy sê, ek moes kom kyk wat hier gebeur. Nou, dis 'n pleintjie vir 'n gemeente, maar dis God wat verander. Maar dit sê ook vir my, maak nie saak hoe jy was nie. Jy kan verander, en jy kan beter word. Onesimus moes die pad stap. Hy het begin dien, maar hy moes ook teruggaan. En hy het gaan regmaak en 'n nuwe verhouding met sy eienaar kon begin. Ek en jy kan verander. Kom ons bid saam. Vader,
Help ons met hierdie verandering in ons lewe. Dankie dat selfs 'n verdwaalde, voortvlugtige slaaf betekenis en sin en weer rigting kon vind in hierdie storie. En dat dit ons hoop gee om na U toe te gaan. En te erken dat ons in watter area van ons lewe ook al verdwaal is. Amen.